Hi graad 12's. Kom ons loer so 'n bietjie na die Maart 2025 Vrystaat Provinsie se vraestel. Ons gaan spesifiek kyk na vraag 2. Alright, kom ons val gou weg. Okay, goed. Kom ons kyk of ons die ander kleur kan kry wat gaan werk nie. Okay, goed. Alright, so kom ons lees gou-gou 2.1. Die inligting wat hulle vir ons gee by vraag 2.1 sê vir ons gegee die meetkundige reeks 8x kwadraat minus 4x tot die mag 3 plus 2x tot die mag 4 plus en daai punte beteken my reeks gaan aan natuurlik. Okay, goed. Nou, dis die reeks wat vir my gegee word. Oukies, nou die belangrike ding wat hier vir my gesê word is dat ons natuurlik werk met 'n meetkundige reeks. Okay. Nou wanneer ons werk met 'n meetkundige reeks, dan weet jy daar moet nou sekere formules in jou kop opkom natuurlik, die formule vir die algemene term van 'n meetkundige reeks en die formule vir die som van 'n meetkundige reeks. Nou oukies, ek sal voorstel julle kan nou sien vraag 2 gaan handel oor getalpatrone. So wat ek sal voorstel is dat julle altyd as julle by 'n vraag kom en julle sien wat die onderwerp van die vraag is, ek het dit vir my leerders ook gesê in die verlede om dit so te doen, net om jou kop aan alle moontlikhede te laat dink, is dit altyd 'n beter idee om vinnig te gaan na jou formuleblad toe. Ja, jou formuleblad toe, jy kan self die formuleblad uitskeer en hom apart hou. Maar ja, dis altyd beter julle om te gaan en om al die formules wat verband hou met getalpatrone te gaan highlight. Okay. So goed, kom ons kyk gou as ons hier gaan natuurlik, ons weet hierdie x is gelyk aan minus b. Dit is wat ons in vraag 1 gedoen het. So as jy vraag 1 doen, dan weet jy natuurlik hierdie is jou formule wat jy uit jou kop uit gaan moet ken in elk geval. So nou ja, die formules highlight vir vraag 1 se algebra is nie so belangrik nie. Dis basies jou kwadratiese formule julle. Nou kom ons kyk net gou hierson na wat ons gaan highlight en oukies doen dit maar in aparte kleure, hoor, verskillende kleure. So nou moet ons highlight al ons getalpatrone formules. So hierso oukies, Tn term n is gelyk aan a plus n minus 1 maal met d. Nou oukies, dit is dan nou jou formule vir die algemene term van 'n rekenkundige ry. Nou as 'n mens nou so kyk, hierso is daar Tn is gelyk aan a r tot die mag n minus 1. Dit is jou standaard formule vir die algemene term van 'n meetkundige ry. En dan kom ons by jou som van, of ja, jou som van termes, formules. So oukies, daar wat ek nou gehighlight het, die som tot n is gelyk aan n oor 2 maal 2a plus n minus 1 maal met d en hakies. Dit is die formule vir die som van 'n rekenkundige reeks en dan natuurlik, as ons hierdie alles highlight, dan gaan ons, dit is waar ons werk met ons meetkundige reeks. Ons moet net mooi kyk hierso. Hierdie S som tot N, dit is van 'n meetkundige reeks natuurlik. En dan sê hulle vir ons, R mag nie gelyk wees aan 1 nie, oukies. Dit is eintlik logies, my verhouding mag nie gelyk wees aan 1 nie, want dan gebeur daar basies niks met my patroon as my verhouding 1 is nie. Die getal gaan dieselfde bly, so kom altyd maal met 1. So oukies, dit is dan nou die formule vir die som tot n van my meetkundige reekse. En dan kry ons natuurlik die som tot oneindigend, die som tot oneindigend waarmee ons hier werk. En dit is a oor 1 minus r, is die formule vir die som tot oneindigend van 'n meetkundige reeks. En dan natuurlik die reeks moet konvergeer vir ons om die som tot oneindigend uit te werk. So met ander woorde, die waarde van r moet tussen minus 1 en 1 lê. Julle, ek het baie aan die verlede gesien dat leerders hierdie konvergeer situasie heeltemal, dit is hulle dink dis iets omdat die woord abstrak is. Dink hulle dit is iets wat hulle nie kan doen nie. So oukies, hierso dit is op jou formuleblad. As hulle vir jou vra vir 'n reeks wat konvergeer, daar is die beginsel vir 'n meetkundige reeks om te kan konvergeer.
'n meetkundige reeks konvergeer wanneer die waarde van R, wat is R? Dis my konstante verhouding. Wanneer my konstante verhouding tussen -1 en 1 is, dan konvergeer my meetkundige reeks. Okay. So oukies, hierso is dit. So dit is wat jy highlight as jy jou getalpatrone dan nou begin beantwoord. Alright, nou dat ons weet hierdie is al ons formules hierso, nou gaan ons op beweeg na ons vrae toe, om ons vrae te kan beantwoord. Okay, goed, ons is refresh door ons formules en goedjies, nou kan ons wegval met die actual vraag. Okay, so ons werk met 'n meetkundige reeks, en natuurlik kom my formule in jou kop van die algemene term, sou hulle dit vir my vra, AR tot die mag n minus 1, en dan natuurlik kom die som van formule op natuurlik, en dan jou som tot oneindigend en jou konvergerend. Okay, al daai goed kom op vir jou meetkundige reeks. Nou, daarso oukies, ons kan sien hulle noem dit 'n reeks. Ons kan sien die terme word dan bymekaar getel. Ja, of afgetrek dan nou. So kom ons kyk gou-gou na 2.1.1 vir watter waarde of waardes van x sal die reeks konvergeer vir 3 punte. Okay, so oukies, ons kan sien dat die beginsel hierso is, ons gaan werk met konvergeer. Okay, ek het so pas vir julle gewys op die formuleblad, waar kry 'n mens daardie beginsel om hierdie vraag te beantwoord. Oukies, hulle kan vir jou hierdie konvergensie of konvergeer kan hulle op 2 verskillende maniere, of daar is altyd meer maniere wees, maar die 2 hoofmaniere is die weergawe hier wat hulle vir jou vra vir watter waardes van x sal die reeks konvergeer. Natuurlik oukies, vir watter waardes van x. Oukies, jy gaan vir x dan moet oplos natuurlik, is dit nie, as hulle waardes van x wil hê. Okay, maar ek gaan nou vir julle wys hoe om dit te doen. Julle kan ons nou sien, daar is x'e in hierdie reeks hierbo, so dit is hoe ons dan nou vir x gaan oplos deur die beginsel vir konvergensie te gebruik. Okay? En dan die ander een is waar hulle sê hulle kan vra wys dat die reeks konvergeer. En dis eintlik 'n nog makliker vraag as wat hierdie is. Nou oukies, ek gaan hierdie 'n groen vraag maak. Julle moet hierdie ouetjie regkry. Die formule is op jou formuleblad. So hierdie 3 punte moet jy vir my asseblief regkry. Alright, nou kom ons beweeg net gou-gou af. Ek gaan net vir julle wys dat jy presies, hulle vra hier konvergeer. Kom ons gaan gou na ons formuleblad toe. Kan julle sien hierso, hierdie R lê tussen -1 en 1. Dit is die beginsel of die voorwaarde vir 'n reeks om te konvergeer. So ons gaan net hierdie gedeelte gebruik, hierdie -1 of R wat tussen -1 en 1 lê. So jy gaan vat hom van jou formuleblad af en jy gaan skryf dit neer. Dan het jy daarmee 'n beginpunt. So jy gaan vir my sê, goed, ons het klaar na 2.1 gekyk, ons het gesien dis 'n meetkundige reeks, en dan ons gaan nou 2.1.1 probeer, wat ek het iewers waar ek kan begin, en ek weet van my formuleblad af, hulle vra vir my konvergeer, kan ek so lank die beginsel gaan neerskryf vir 'n meetkundige reeks wat konvergeer, en daar is dit. So jy skryf dit neer, jy het 'n beginpunt. Okay, dan begin jy vir my hier in die middel, okay? Onthou, hulle soek waardes vir x. So ons gaan nou x moet gaan oplos, en hierdie gaan natuurlik met ongelykhede wees, okay? So oukies, ons gaan hierdie R wil vervang met x'e, natuurlik, sodat ons vir x kan gaan oplos. So ons gaan dit hier uit ons reeks uit gaan haal. So wat beteken R? R staan mos vir die, in 'n meetkundige reeks staan dit mos nou vir die konstante. R staan vir die konstante verhouding. Okay, oukies, julle weet dit mos nou, R staan vir die konstante verhouding, en dan moet dit dadelik in jou kop, daar's nou nog 'n kleiner beginsel wat julle moet weet, hoe werk ons die konstante verhouding altyd uit, julle? As julle beginsels ken, nee, is die battle gewen. So, om jou konstante verhouding uit te werk, sê jy mos nou, term 2 gedeel deur term 1, okay, en dit moet dan natuurlik gelyk wees aan term 3
oor term 2 en so kan dit nou aangaan, verstaan julle? Die konstante verhouding as jy heeltyd die volgende term deel die term reg voor hom, dan moet jy heeltyd jou konstante verhouding gaan kry. So kom ons kry gou ons konstante verhouding oudjies. Ons kan net gaan sê term, daar is mos nou term 1 en daar is mos nou term 2 en daar is natuurlik dan nou term 3 van ons reeks. Okay. So ons gaan net sê, soos wat hierdie beginsel hier vir jou gewys het, ons gaan sê term 2 gedeel deur term 1. So jy gaan vir jouself net gou-gou R gaan vervang met term 2 gedeel deur term 1. So kom ons skryf dit gou-gou nog steeds ons voorwaarde vir konvergensie neer. En dan weet ons hier in die middel gaan ons R moet gaan vervang met 'n breek, soos wat ons hier vir onsself aangedui het. En ons moet gaan sê, wat is die waarde van term 2 of die term 2 se waarde in terme van x is minus 4 x tot die mag 3. Oukies, nou nog 'n klein dingetjie hierso. Jy moet sy teken saamvat, asseblief. Jy moet die minus saamvat. Dit is 'n fout wat ek ook baie sien in toetse. Moenie net kyk na die getal en die x en sy mag of sy eksponent of ja, en sy mag nie, oukies. Asseblief gaan vat sy teken saam. So jy vat sy teken saam en dan deel jy hom deur term 1 wat 8x kwadraat is. Okay, so 8x kwadraat is dan term 1. Kan julle sien, oukies, jy het net gaan sê R is 'n konstante verhouding. Ons kry hom deur te sê term 2 gedeel deur term 1. Veral as hulle vir my sê dit is 'n meetkundige reeks, dan weet ons dit is waar. So ja, daar het ek dit gaan vervang. Okay. En dan gaan ons nou hom presies so los. En ons gaan dit nou net gaan vereenvoudig. Ekskuus, daai moet 'n minus 1 wees en daai moet 'n 1 wees. Oukies, kan julle sien hierdie is een term hier tussen die minus 1 en die 1, okay? So dit is 'n negatief gedeel deur 'n positief gaan natuurlik vir my 'n negatief gee. Okay? 4 is die helfte van 8. So ons gaan hier sit met 'n half of jy kan sê 4 gaan in homself in 1 keer en 4 gaan in 8 in 2 keer. Julle kan dit so ook sien. 4 gaan in homself in 1 keer, 4 gaan daar in 2 keer. Kan julle sien ons gaan hom kan vereenvoudig na 1 oor 2. Stem julle saam met my? Okay. En dan kom ons maak net so. Okay. 1 oor 2, want ons moet nog met ons x'e werk en ons weet die beginsel ouetjies, wanneer ons met die grondtal van x werk en ons deel die grondtal van x, dan die beginsel is wat ons in graad 8 al geleer het, wanneer ek dieselfde grondtal deel, dan trek ek die eksponente, die magte van mekaar af. Okay. So natuurlik, maar jy moet nou besluit, gaan ek my som bo in my teller doen of onder in my noemer doen? En ons het vir mekaar gesê, die beginsel sê jy kyk waar is jou mag die grootste. So die mag van x is die grootste in my teller. So ek gaan my x gaan hier bo bly en ek gaan my eksponent beginsel hier bo doen waar ek sê 3 minus 2. Okay, verstaan julle? Jy gaan jou 2 daar gaan aftrek, want ek deel dieselfde grondtalle met mekaar. Nou jy gaan sien, nou 3 minus 2 gee vir jou 1, so jy gaan sit met x tot die mag 1, wat natuurlik x is, en jy maal dit met 1, so jy gaan sit met x in jou teller. So kom ons gaan vereenvoudig net gou hierso. So jy gaan dan sit, kom ons maak net so dat ons net, ja, so jy gaan dan nou sit hierso met minus 1, okay, en jou 1, en dan gaan jy sit met minus x op 2. Stem julle saam? Okay, so dit is my vereenvoudigde weergawe van my konstante verhouding. Okay, so dis belangrik dat daar 'n x moet in wees, want hulle vra vir jou vir watter waardes van x, so jy moet vir x gaan oplos. Okay, goed, so nou is dit lekker maklik julle. Hoe gaan ek vir x alleen kry hier in die middel? Hoe gaan ek vir x alleen kry hier in die middel? Ons weet om hierdie tipe ongelykhede op te los, jy moet net vir x alleen kry deur die getalle aan weerskante te vat van my ongelykhede. So ouetjies, wat ek moet doen om vir x alleen te kry, right, is kan julle sien, om van 'n breek ontslae te raak, dis hoe ek vir x alleen gaan kry, gaan ek moet maal met sy
noemer, en sy noemer is -2, ek ons raak sommer ontslaaf van daai negatief ook. So oukies, jy maal met -2, maar dan moet jy dit oral doen natuurlik, okay? So jy moet aan hierdie kant gaan maal met -2, en jy moet ook aan daai kant van jou ongelykheid gaan maal met -2. Okay, so dan sit ons nou, kan julle sien, daai -2 en daai -2 het uitgekanselleer, so nou sit ek met my x mooi in die middel. Okay, oukies, maar ons moet net mooi onthou hierso. Wat is die beginsel wanneer ons met ongelykhede werk en ons maal met 'n negatief? Natuurlik gaan die tekens omruil. Okay. So ek gaan vir julle wys, jy kan hom net so los. Ek gaan net vir julle wys hoekom ons hom so gaan los. Want jy moet jou kleiner getal aan die linkerkant skryf en jou groter getal aan die regterkant. Nou, wat is die antwoord van 1 maal -2 ouetjies hierso aan die regterkant van jou ongelykheid daarso? 1 maal -2 gaan vir jou -2 gee en aan die linkerkant -1 maal -2 gaan vir jou positief 2 gee. So ouetjies, waar kom die positief 2, dit gaan aan die regterkant kom, maar dis die groter antwoord tussen positief 2 en negatief 2, en negatief 2 gaan dan aan die linkerkant kom. Okay, oukies, en dit is hoe 'n mens dit dan nou hanteer. Okay, nou ek wil net gou mooi vir julle verduidelik hierso, vir die van julle wat dalk die mekaar is, want daar's 'n beginsel wat sê, as ek soos in die geval gemaal of gedeel het met 'n negatief, dan moet my tekens omruil. So my tekens moet dan tegnies so lyk. Kom ons gebruik 'n bietjie 'n ander kleur om hierdie te verduidelik. So tegnies sou jy gesê het, okay, goed. Dit sou omgeruil het en dit moet dit word en dit moet dit word. Stem julle saam met my? Nou kom ons kyk net gou-gou. Hoekom hierdie antwoord hierso presies dit is. En ons het tegnies net ons getalle omgeruil en dan is dit nog steeds korrek. Kyk gou hierso. Aan die kant moet die finale antwoord moet sê x is groter as negatief 2, right? Dis mos wat dit moet sê. As ons kyk na die blou, dit moet sê x moet groter wees as negatief 2. En kyk gou hierso, x is groter as negatief 2. Verstaan julle dit? X is groter as negatief 2. Daar is dit, dis 100% reg. Okay, en dan kyk ons aan die linkerkant toe, hierso staan, x moet kleiner wees as positief 2, want onthou daai antwoord van daai sommetjie is positief 2. X moet kleiner wees as positief 2. En kyk hierso, as 'n mens kyk na hierdie gedeelte van jou ongelykheid, x is kleiner as 2. Okay. Goed, oukie, so jy kan jou tekens presies so los, maar jy moet dan nou net jou kleiner getal aan jou linkerkant skryf en jou groter getal aan jou regterkant, en net mooi gaan seker maak, net vinnig hierdie logika gaan doen en dan seker maak dat jou finale antwoord en ongelykheid presies reg weergee wat dit doen, of wat dit moet, ekskuus. So oukies, onthou vir my hierdie beginsel. Julle vergeet nogal hierdie beginsel ook. Onthou, wanneer ek deel of maal met 'n negatief, okay, dan ruil my ongelykhede om. Okay. Goed. Dit was dit gewees vir 2.1.1. Nou kom ons gaan na 2.1.2 toe. Hulle sê daar vir ons, bepaal die som tot oneindigend as x gelyk is aan 3 of 2. Okay. So bepaal die som tot oneindigend as x gelyk is aan 3 op 2. Oukies, nou kan julle sien, hulle gee vir ons 'n waarde vir x hierso. Hulle sê vir my, x is gelyk aan 3 oor 2. Nou kan julle sien, as hulle vir my 'n x-waarde gee, kan ek net in my formule, of ekskuus, in my reeks ingaan. En in elke term is daar mos nou 'n x. So dan kan ek mos nou gaan en ek kan x hierso gaan vervang in term 1 gaan vervang met 3 op 2, dan gaan ek 'n waarde kry vir term 1. So oralste gaan waar daar 'n x staan in my reeks, kan ek 3 op 2 in x se plek insit en ek gaan dan actual getalle kry vir elke term in plaas van x-waardes. Okay, so dit is wat hierdie lekker maklik maak. Dis basies substitusie. Okay. En onthou, wanneer jy substitusie doen,
dan doen jy dit vir my in hakies altyd. Okay, en die som tot oneindigend is 'n formule wat ek op my formuleblad kan kry. So hierdie is verskriklik maklik, julle. So dit gaan ook dit gaan ook 'n groen som wees, want ek kan my formule van my formuleblad gaan afhaal en wie kan nou nie x gaan daai x daar gaan vervang met 3 op 2, daai x daar gaan vervang met 3 op, of dit gaan nie eens nodig wees om al dit te vervang nie, julle gaan nou sien hoekom. Okay, so dit is definitief ook 'n groen som. Nou kom ons gaan haal gou-gou ons formule van ons formuleblad af, maar ons weet eintlik die som tot oneindigend se formule ken ons behoort julle uit julle koppe uit te ken. So kom ons beweeg dit so 'n bietjie af. Kom ons dis al spasie wat ons eintlik maar het. So kom ons los dit so. So kom ons doen sommer 2.1.2 hierso. So 2.1.2 gaan ons sommer nou hierso doen. Okay, nou as jy na jou formuleblad toe gaan, ek wil net vir julle wys. Onthou jy ons het nou klaar vinnig daardeur gescan en ons het vir mekaar gesê dat die som tot oneindigend daarso is. Okay. So my som tot oneindigend is dan hierdie gedeelte daarso. Okay, daar's my formule vir my som tot oneindigend. Oukies, dan gaan skryf jy jou formule net so neer. Okay, so dit is a oor 1 minus r. Dan gaan jy terug en jy gaan skryf dit vir my neer. A oor 1 minus r. Ons maak dit gou-gou seker ons sien al die terme. Okay. A oor 1 minus r. So jy gaan vir my gaan sê die som tot oneindigend, okay, weet ek is, of sê die formuleblad is a oor 1 minus r. Okay, is nou die bewyse van hoe ons by die formules en goed uitkom, dit is in julle boeke, jy kan daai bewyse gaan leer, maar natuurlik as jy dit verstaan, is dit soveel makliker. Maar nou ja, dis nie wat hulle hier vra nie, so ons vat die formule net soos wat dit is. Die som tot oneindigend is a oor 1 minus r. Okay, so ons het die waarde van a nodig. En waarvoor staan a in jou getalpatrone formules? A staan vir jou eerste term. Vir die van julle wat nie geweet het nie. A staan altyd vir jou eerste term van jou reeks. Of van jou ry natuurlik. Jou eerste term. Okay, dit is waarvoor A staan. Okay, en dan R het ons net het ek klaar vir jou gesê net nou waarvoor staan R in jou getalpatrone formules. Dit staan vir jou konstante verhouding wat ons net nou reeds oor gepraat het. Okay. So dit staan vir jou konstante verhouding waar ons klaar gepraat het. Okay. Goed. So jy moet jou eerste term gaan kry. Oukies, nou wat is jou eerste term in jou meetkundige reeks? Dit is hierdie 8x kwadraat. So as kan julle sien, ons soek net die waarde van hierdie 8x kwadraat. Ons hoef nie eers te gaan tyd mors deur x in 2 en in 3 te gaan instel. Ek gaan nou vir julle sê hoekom nie. Want ons het klaar R in sy eenvoudigste vorm gekry in 2.1. Oukies, en asseblief moenie as somme so onder dieselfde subopskrif val. Moenie die goed in isolasie sien nie. Okay, dit wat jy in 2.1.1 doen, gaan jou help in dit wat jy in 2.1.2 moet doen. Alright. Goed. Nou, die waarde van A. Nou gaan wys vir my dat jy weet jy moet die waarde van A gaan kry. So die waarde van A weet ons dit is heidaglik 8x kwadraat. Okay? Maar ek soek 'n getal. So ek wil x gaan vervang met daai 3 op 2. Okay, so ons gaan dan nou gaan sê, goed, dit gaan wees 8. Dan gaan ons onthou substitusie. Jy gaan die x vervang met die 3 op 2 wat hulle vir my gesê het. Okay? En dan gaan jy sê kwadraat. Alright, goed. Nou, onthou net, jy sit nou met hakies hierso waarvan jy moet ontslaa raak. Jy gaan eers jou eksponentwet toepas wat sê hy kry die mag en hy kry die mag. So 3 tot die mag 2, kom ons los ons 8 eers hier, want ons moet nou eers die kwadraat uitsorteer. Los jou hakie daar. So 3 tot die mag 2 gee natuurlik vir jou 9. En 2 tot die mag 2, wag net gou, kom ons fix net gou. En 2 tot die mag 2 gee vir jou 4. Okay, so daar het ons mag toegepas, julle. Dan kan julle sien hierdie 8 staan basies oor 1, né? So ons kan dan oor kruis gaan vereenvoudig.
4 gaan in homself in 1 keer, 4 gaan in 8 in 2 keer. En kan julle sien, my noemer gaan 1 maal 1 wees wat 1 is. So my finale antwoord hier gaan natuurlik wees 2 maal 9 wat 18 is. Oukies, nou luister vir my. Julle kan hier al, in hierdie stap hierso, julle kan hierso al, dit wat hierso is, kan julle net so in julle sakrekenaars intik julle en julle kan dadelik 18 kry. OK, ek doen als om julle wiskundige kennis en beginsels en goeders net te verbeter. Julle sal sien as julle hierdie lang manier van dinge doen sien. En julle gaan nie altyd, wanneer julle met onbekendes en sulke tipe goed werk, gaan julle nie altyd 'n sakrekenaar kan gebruik nie. En dan moet julle hierdie beginsels gebruik om dit op te los. Dis hoekom ek dit die lang manier doen. OK, maar in die toets, om so 'n bietjie tyd te spaar, jy kon net hierdie net so in jou sakrekenaar ingetik het en dadelik die 18 gekry het om so 'n bietjie tyd te spaar. So ons weet die waarde van A is 18. Nou moet ons die waarde van R gaan kry. Okay, as ons die waarde van R het, dan kan ons die goed in ons formule insit en ja, en die antwoord gaan kry. So die waarde van R, ouetjies, ons het gesien. Kyk gou-gou saam met my hier. En julle sien hierso by 2.1.1 het ons die waarde van R uitgewerk, né? Ons het die waarde van R uitgewerk. Ons het hom gaan vervang en gaan vereenvoudig. So die eenvoudigste vorm van R lê hieronder. OK? Dit is mos nou minus x oor 2. OK. So minus x oor 2 of dis eintlik minus 'n half x. Kom ons doen dit nou maar so. Ons kan hom ook gaan sien as minus 'n half x. Dis presies dieselfde as wat minus x op 2 is. So kom ons gaan doen dit. Julle gaan sien hoekom ek verkies om dit so te doen. So kom ons gebruik minus 'n half x. Oukies, minus 'n half x is dieselfde as minus x op 2. OK. Ek skryf dit net so want ek wil die x gaan vervang met 3 op 2. So dis minus 'n half maal 3 op 2. Kan julle sien, ek kan nie oor kruis gaan vereenvoudig nie, so ek gaan my tellers met mekaar moet maal en my noemers met mekaar moet maal. OK, so 1 maal 3 is 3 en 2 maal 2 is 4 en dan natuurlik die negatief. So daar het ek my waarde vir R en ek het my waarde vir A. So nou kan ek gaan en ek kan gaan sê, goed, om die som tot oneindigend te gaan uitwerk julle, is dit 18, my waarde van A is 18, oor 1 minus, oukies, substitusie. Kan julle sien, ek gaan die waarde van R in my formule moet vervang met minus 3 op 4. So dis substitusie. En wat is die beginsel? Jy doen altyd substitusie vir my in hakies. So minus 3 op 4. Oukies, julle verstaan nie wat so groot verskil maak het baie keer as julle by hierdie simpel beginsels bly nie. Nou natuurlik, oukies, ons weet 'n minus maal 'n minus gaan dan vir my 'n plus gee hierso in die middel. So ons weet dit gaan dan wat jy dan in jou sakrekenaar intik. Oukies, vereenvoudig altyd alles eerste voordat jy dit in jou sakrekenaar intik. Daar's minder kans vir foute. So asseblief gaan maak eers vir my so. So die som tot oneindigend is dan 18 oor, daai is 1 plus 'n 3/4 is natuurlik 1 en 'n 3/4. OK, dit is 1 en 'n 3/4. En dan wanneer jy sê 18 gedeel deur 1 en 'n 3/4 op jou sakrekenaar, dan gaan jy jou antwoord kry. En dit is dan 72 oor 7 as jy dit intik in jou sakrekenaar en dan natuurlik het die instruksies gesê tot 2 desimale plekke. So as jy dit in desimale formaat gaan omsit, dan gaan jy sien dat ek weet nou nie, dan gaan jy sien dat dit 10,29 gaan wees tot 2 desimale plekke afgerond. OK, so dit is dan nou hoe 2.1.2 werk. En julle sien ons het in 2.1.1 en 2.1.2 het ons presies van die formuleblad af
gaan haal, oukies. Hulle help jou om te weet waar om te begin. Okay, dis die groot ding. As jy weet waar om te begin, dan is die res maklik. Dan kan jy net kop hou van daar af. Okay, goed. So dit is dan nou ons antwoorde vir 2.1.1 en 2.1.2. Okay, goed, julle, kom ons beweeg net gou-gou aan na 2.2 toe. Okay, goed. Nou 2.2 sê vir ons die tweede term van 'n kwadratiese getalpatroon is 13. Die algemene term van die eerste verskil van die kwadratiese getalpatroon word gegee deur term n is gelyk aan 8n plus 2. Okay, bepaal die eerste 5 terme van die kwadratiese getalpatroon vir 3 punte. En dan 2.2.2 bepaal dus die algemene term n is gelyk aan an kwadraat plus bn plus c vir 4 punte. Nou hierdie 2.2.2 is gewoonlik die een wat ons weet daar's 'n rympie formule, is lekker maklik om dit te doen. Ons ken hom, ons is lus vir hom, ons is excited wanneer ons hom sien. Maar hier is ons eers 'n bietjie van 'n hurdle want ons gaan eers ons kwadratiese getalpatroon moet gaan kry en reg kry voordat ons 2.2.2 kan doen. So, kom ons val net gou-gou weg en doen dit. Oukies, ek sal sê, kom ons maak dit gou-gou so. Ja, 2.2.1, kom ons maak hom, hy's definitief geel. Ja, van julle gaan definitief 'n bietjie vashak hierso. En dan gaan ek 2.2.2 gaan ek groen maak. Oukies, die rede daarvoor is as jy ten minste probeer het hierso by 2.1.1, okay, en jy het dalk 'n foutjie gemaak en jy het met daai getalle gewerk om 2.2.2 te doen, dan het ons met jou fout gemerk as jy die goed reg oorgedraai het van 2.2.1 af na 2.2.2 toe, so jy kan nog steeds jou punte kry hierso by 2.2.2. So daarom gaan ek 2.2.2 groen maak. Okay. Goed, nou kom ons kyk gou-gou na 2.2.1. En weer eens, ouetjies, jy gaan altyd terug na jou heel maklikste beginsel van kwadratiese getalpatrone. Maar kom ons lees dit gou-gou saam wat hulle hier vir ons sê. Hulle sê die tweede term van 'n kwadratiese getalpatroon is 13. Ouetjies, daar's 'n punt. Ek wil dit vir julle leer. Stop. Stop en absorbeer wat sopas vir jou gesê was. Okay, so hulle sê vir ons die tweede term van 'n alright, daar's nou 'n pyl. Goed. Die tweede term van 'n kwadratiese getalpatroon. Okay, so hulle sê vir jou dis 'n kwadratiese getalpatroon, so jy weet daardie beginsels is definitief van toepassing. Okay. En hulle sê vir ons die tweede term is 13. Nou kom ons, oukies, jy stop daar. Okay. En doen wat hulle vir jou sê. So 2.2. Goed. En dan gaan ons sommer oorbeweeg na 2.2.1 toe want hulle vra by 2.1.1 bepaal die eerste 5 terme van die kwadratiese getalpatroon. So kom ons noem hierdie somme wat ons nou gaan doen. Kom ons noem dit sommer 2.2.1. Hoekom? Want die tweede term is natuurlik deel van die eerste 5 terme, so dit kan net sowel deel wees van my antwoord. So oukies, wat sê hulle vir ons? Okay, ons weet daar is 'n eerste term in 'n kwadratiese getalpatroon. Okay, so ons weet nie wat hy is nog nie, so los hom oop. Dan sê hulle vir ons in die inligting, die tweede term is gelyk aan 13. Dan kan jy gaan skryf, die tweede term is gelyk aan 13. Ons weet die vraag vra vir ons om die eerste 5 te kry, ouetjies. So jy gaan netjies, okay, daar's my derde term, dan moet ek my vierde term ook kry, en dan moet ek my vyfde term ook gaan kry, en dan het ek my 3 punte hierso in die sak. Okay, nou ouetjies, gaan doen wat jy weet, jou heel maklikste beginsels hierso is, jy weet, daar gaan 'n verskil wees tussen elke liewe term. Okay, goed. En dan tussen elkeen van hierdie terme gaan daar ook 'n verskil wees. Oukies, jy weet hoe lyk die formaat van hierdie. Ons maak dit gou-gou so. Okay, goed.
Okay, tussen daai twee gaan daar 'n verskil wees, ekskuus. Kom ons maak dit gou-gou so. Net ons het bietjie tussen daai twee gaan daar 'n verskil wees, tussen daai twee dae gaan daar 'n verskil wees en tussen daai twee dae gaan daar. Ons weet dit lyk so, né? Okay. So kom ons fokus net gou-gou op. Nou moet ons die waardes vir al hierdie goedjies kry. Dis basies om 'n puzzle te bou hierso. Okay, nou kom ons lees verder wat ons gaan help. Oukies, ons weet, kom ons maak dit gou seker dat ons hierdie weet. Ons weet hierdie tweede ekskuus, die eerste verskil van 'n kwadratiese die eerste verskil van 'n kwadratiese getalpatroon weet ons is 'n lineêre patroon. OK? Dit is 'n lineêre patroon. OK, goed. Ja, dit is 'n lineêre getalpatroon en dan weet ons jou tweede verskil is 'n konstante verskil. OK, kom ons skryf net dat dit konstant is. OK, so oukies, dit is wat ons weet. Dis hoekom ons dit goed kon gaan skryf het. OK. Nou, kom ons lees verder. Die algemene term van die eerste verskil, oukies, die algemene term van my eerste verskil, okay, van die kwadratiese getalpatroon word gegee deur term n is gelyk aan 8n plus 2. Okay. So oukies, die eerste verskil, hierdie oukie hier, wat hier gebeur, die eerste verskil, die lineêre getalpatroon se algemene term word vir ons gegee. So, dit hulle sê vir ons, term n is gelyk aan 8n plus 2. OK. Oukies, en ons weet, nou kan ons hierdie 8n plus 2 gebruik om daar en daar en daar en daar getalle te gaan insit wat vir ons eerste 5 termes gaan gee. OK. So natuurlik oukies, in ons lineêre getalpatroon, hierso by ons eerste verskille, right? Hierso. Hierdie gaan my eerste term wees van my lineêre patroon. So al wat ek gaan doen om die waarde van hierdie eerste term te kry, is ek gaan net sê, okay, goed. Term, ek gaan n vervang met 1, ek soek die eerste term, so dit gaan beteken ek gaan daai n ook moet vervang met 1, en kan julle sien, 8 maal 1 is 8, plus 2 is 10. OK, so daai gaan 10 wees, plus 10 natuurlik, né? Dan is positief. So ek plus 10 tussen hierdie twee termes. Kom ons maak dit gou seker. Ek plus 10 tussen term 1 en term 2 van my kwadratiese patroon hierbo. OK, so natuurlik as ek 10 bytel, wat moet term 1 dan wees? Term 1 plus 10 gee vir my 13. So dit beteken julle dat term 1 gaan dan 3 wees. Stem julle saam? Want 3 plus 10 gaan vir my 13 gee. OK, so daar het ek die eerste term. Nou moet ek die tweede term van my lineêre patroon gaan kry om te sien wat ek bytel om my derde term van my kwadratiese patroon te kry. OK, goed. Nou kom ons doen dit gou-gou. Ons kort term 2. So term 2 is dan 8 maal met 2 plus 2. Nou 8 maal met 2 is 16. 16 plus 2 gee vir my 18. So ons weet dan hierso gaan ek 18 bytel. OK, so wat is 13? Wat is 13 plus 18 wat vir my derde term gaan gee? So 13 plus 18 gaan dan vir my 31 gee. OK, dan het ek 31. Alright, oukies, en hulle sê vir my, dis basies al wat jy hoef te doen. Want hulle sê vir my, dit is 'n kwadratiese getalpatroon, en jy weet nou, jy kan nou sien, jy plus 8 van hierdie term tot by daardie term, so jy weet jou konstante verskil gaan die heeltyd plus 8 wees in jou lineêre getalpatroon. So nou gaan ons sê, okay, plus 8, so wat is 18 plus 8 gaan dan vir my 26 gee.
OK, so ek gaan 26 bytel. OK, goed. Kom ons kyk net gou-gou dit. So oudjies, 31 plus 26 gaan vir my vierde term gee en dit gaan dan vir my 57 gee. OK, en dan laastens weet ons nou, kom ons gaan net aan met ons patroon. Hierdie konstante plus 8, OK, gaan vir my gee dat ek moet sê 26 plus 8 en dit gaan vir my 34 gee. OK. So dan gaan ek vir die vyfde term gaan ek moet sê 57 plus 34 en oudjies dit gaan dan vir jou 91 gee. Oudjies, nou dit is hoe 'n mens dit op hierdie manier doen. Hulle het hom net so 'n bietjie anders omgevra, maar dit is hoe 'n mens hom so doen. Bly by jou beginsels, weet van jou eerste verskil en jou tweede verskil en dan gaan dit lekker maklik wees. So daar is jou 3 punte vir 2.2.1. Kom ons beweeg aan na 2.2.2 toe. Bepaal dus die algemene term en okay. Nou hierdie is wat ons gelukkig maak want ons weet hierdie is lekker maklik. Okay. Om die algemene term te gaan bepaal want dit is 'n spesifieke patroon wat jy moet volg en die bewyse daarvan word ook geleer. Okay, nou kan ons dit gou-gou doen. So 2.2.2, ekskuus, kom ons maak dit so. 2.2.2. Okay, goed. So jy weet jy gaan éventueel 'n antwoord moet kry vir term n is gelyk aan an kwadraat plus bn plus c. Okay. Dis die formule vir die algemene term van 'n kwadratiese patroon. So jy gaan die a, die b en die c moet vervang met waardes. Dis al wat jy gaan moet doen. Die a, die b en die c moet jy gaan vervang met waardes en dan het jy jou algemene term, die formule vir die algemene term. Okay, so die patroon wat ons gebruik of die formuletjie wat ons gebruik is ons sê altyd, kom ek wys julle hier sommer op die patroon of kom ons doen dit maar apart. Ek het dit altyd ek het dit op die patroon vir my kids verduidelik. Ek is seker julle onderwysers het ook. So jy gaan altyd vir my sê 2a altyd gaan altyd 2a wees. Jy kan dit leer 2a, dit bly konstant. So jy kan sê 2a is altyd gelyk aan jou tweede verskil. Okay. En wat is jou tweede verskil? Julle kom ons kyk net gou-gou. Jou tweede verskil is positief 8. Oukies, as jy 8 afgetrek het, dan gaan dit negatief 8 wees. So die teken moet heeltyd saam. Alright, so 8, okay? So jy gaan dan nou vir my gaan sê 2a is gelyk aan 8. Okay. Dan natuurlik om vir a alleen te kry, gaan jy net deur 2 deel en dan gaan jy sit met a is gelyk aan 4. Okay. Goed, dan gaan sê jy vir my dat, en jy kan hierdie gedeelte ook leer, 3a plus b is gelyk aan jou eerste verskil. Nou, wat is jou eerste verskil? Jou eerste verskil is die ouetjie hierso, is plus 10. Okay, so jy gaan vir my sê 3a plus b, wat altyd so gaan wees, is altyd gelyk aan jou eerste van jou eerste verskille. Okay, en dit gaan dan nou 10 wees. So dan gaan jy sê, dit is gelyk aan 10. Okay, nou kom ons gaan los vir b op. Oukies, kyk hierso, jy het klaar 'n waarde vir a. So jy gaan vir my sê, okay, goed, 3 maal, nou dis substitusie, jy weet wat die waarde van a is, so dit is 3 maal met 4 plus b is gelyk aan 10. Okay, so nou 3 maal 4 gee vir ons 12. 12 plus b is gelyk aan 10 en natuurlik ouetjies as ons daai 12 oorvat na die regterkant toe gaan dit minus 12 word so dan gaan ons sit met b is gelyk aan minus 2. So daar het ek my waarde vir a, ek het my waarde vir b en dan om my waarde vir c te kry, gaan ek altyd gaan sê dat term 1 is gelyk aan a plus b plus c. Nou hierdie kan jy ook uit jou kop uit leer en dit altyd so gaan toepas. So wat is term 1 ouetjies? Wat is term 1? Kan julle sien ons het van onder af
boontoe gewerk. OK. So term 1 is hierdie 3 hierso. Dis my eerste term van my kwadratiese patroon en dit is 3. So jy gaan term 1 vervang met wat hy werd is en dit is 3. Ons weet die waarde van A is 4. Ons weet die waarde van B is minus 2 en dan kan julle sien kan ons vir C uitwerk. Nou 4 minus 2 gee vir my 2. As ek 2 oorvat soontoe gaan dit negatief 2 word. 3 minus 2 gaan vir my 1 gee, so C is gelyk aan 1. En dan kan jy nou vir my dit in hierdie formaat gaan skryf, dan gaan sê jy dis is term n gelyk aan A is 4n kwadraat minus 2n en dan plus 1. OK julle, so dit is hoe 'n mens hierdie ouetjie toepas ja, of basies aanpak. Vir die van julle wat nou nie geweet het nie, julle kan altyd, onthou jy werk van onder af boontoe, jy sê altyd eers 2a is gelyk aan jou eerste van jou tweede verskille en dan 3a plus b is gelyk aan jou eerste van jou eerste verskille en dan term 1 is gelyk aan a plus b plus c en dan gaan vervang jy net term 1 met sy waarde, a met sy waarde en b met sy waarde en dan los jy basies net vir c op. As jy jou a, b en c waarde het, gaan sit dit in a, b en c se plek, dan het jy jou ja, jou formule vir jou algemene term. OK, vraag nommer 2.3. Hulle sê gegee 2, 3, 5, 6, 8 en 12. So dis basies die patroon wat ons het, die getalpatroon wat vir ons gegee word. En dan vra hulle vir ons by 2.3.1 bepaal die volgende twee terme in die ry vir 2 punte. OK, kom ons maak so. Ja. OK, hierdie is ek gaan hom groen maak want hulle vra net vir die volgende twee termes en hierdie moes definitief al vir julle verduidelik gewees het in die klas, so julle moet weet om op die uitkyk te wees vir hierdie. Nou gewoonlik oudjies dan kyk 'n mens nou maar as 'n mens na 'n patroon kyk, dan kyk 'n mens vir 'n konstante verskil en as 'n mens kyk die verskil tussen 2 en 3 is 1 en dan tussen 3 en 5 is dit 2 en dan sit weer 1 en dan sit weer en dan sit weer 2, maar dan van 8 tot 12 is dit 4. Verstaan? So daar is nie 'n konstante oudjies. Konstant beteken dieselfde ding wat ons die hele tyd bytel. OK, dit moenie verskil nie. So daar's nie 'n konstante verskil nie. OK? Dan 'n konstante verhouding. Met ander woorde, waarmee maal ons die hele tyd om tot by die volgende een te kom? En oudjies, daar is ook nie 'n konstante verhouding. As ons sê 3 gedeel deur 2, gaan ons nie dieselfde antwoord kry as 5 gedeel deur 3 nie. Dis mos hoe mens na of kyk na 'n konstante verhouding. Oudjies, so ons gaan sien, daar's nie 'n konstante verskil nie, daar's ook nie 'n konstante verhouding nie. So ons werk nie met die totale reeks, want dit is nie 'n rekenkundige patroon. Skiet ek dit nou 'n reeks genoem as 'n patroon. Dis nie 'n rekenkundige patroon nie, dis ook nie 'n meetkundige patroon nie. So dan het ek vir my kids gesê as dit faal, dan moet 'n mens altyd dan nou kyk vir twee patrone in een. En so ja, dit is dan nou wat hierdie patroon is. Daar's twee patrone in een patroon. So kom ons kyk gou-gou hoe dit werk. Ek gaan dit vir julle highlight in verskillende kleure sodat julle kan sien. So 2, dan skiep jy 3, dan gaan jy na 5 toe, dan skiep jy 6, dan gaan jy na 8 toe. So kan julle sien 2, 5, 8. Dit is 'n patroon waar 'n mens die hele tyd 3 bytel. Kan julle sien? 2 plus 3 gee vir my 5 en 5 plus 3 gee vir my 8. OK. So ons plus die heeltyd 3 in die groen patroon. Nou as ons dit wat oorbly in geel gaan highlight, die 3, die 6 en die 8, kan ons sien dit is 'n meetkundige ry. OK, want kan jy sien jy maal die hele tyd met 2. 3 maal 2 gee vir jou 6. 6 maal 2 gee vir jou 12, oudjies. So in ander woorde, die groen, okay, is 'n rekenkundige reeks
Kom ons skryf dit net. Die groen is 'n rekenkundige reeks. Ekskuus, julle ry. Rekenkundige ry of patroon. Rekenkundige patroon. OK, en dan is die geel is 'n meetkundige patroon. OK. So die geel is 'n meetkundige patroon omdat hy 'n konstante verhouding het. OK. Oukie, so verstaan julle dit. OK. So nou kan ons die vrae begin beantwoord en nou gaan dit maklik wees om die volgende twee terme te kry. So kom ons gaan skryf dit gou-gou 2.3 en dan 2.3.1. OK, 2.3.1. OK, goed. So bepaal die volgende twee terme julle. Julle sal sien, die volgende term gaan dan 'n groen term wees, right? OK, so die volgende term gaan dan 'n groen term wees na die 12, gaan 'n groene wees. So wat is die volgende getal in die groen patroon? Onthou ons plus die heeltyd 3 in die groen patroon. So 8 plus 3 gaan vir my 11 gee. OK, so 11 is my volgende term en dan gaan die term na die groen term gaan dan 'n geel term wees. OK, dit gaan 'n geel term wees en wat is my volgende getal in die geel term? Onthou in die geel in die geel patroon maal ons die hele tyd met 2. So ons gaan moet sê 12 maal met 2 gaan vir my die volgende geel term gee. So 12 maal met 2 is dan nou 24. OK. En daar het ek my volgende twee terme, 11 en 24. Alright, dan gaan ons na 2.3.2 toe. 2.3.2. Alright, goed. Nou kom ons kyk gou-gou. Hulle sê bepaal die som. OK, so hierdie gaan 'n som. Bepaal die som van die eerste 39 terme. OK, vir 5 punte. Ek gaan hom sommer in geel ook highlight, want dit is 'n moeiliker tipe som waar meeste van julle gaan vashak en julle gaan 'n punt of 2 verloor. OK. Maar oudjies, kom ons bly net by ons beginsels en ons weet ons werk met 2 patrone in 1. OK, as jy dit so gaan hanteer, dan gaan jy hierdie kan doen. Nou weet jy ons werk met 2 verskillende patrone, right? Ons werk met 2. Die eerste patroon is 2, 5, 8 en dan die 11 wat ons nou hierby geskryf het. Kan julle sien, dit is my eerste patroon. En dit het ons klaar vir mekaar gesê is 'n rekenkundige patroon. OK. En die som van 'n rekenkundige patroon is mos die formule kry jy mos van jou formuleblad af en dit is mos nou n oor 2 maal 2a plus n minus 1 maal met d. Dis die ouetjie hierso, nê. OK, daarso is hy. OK, die som van 'n rekenkundige patroon. Daarso is hy. Alright, so kom ons gaan pas hom toe. OK. Ekskuus, ek is sommer hier by die verkeerde. Kom ons gaan net hier aan. So ons weet ons gaan moet sê, ons gaan dit in die formule moet insit. So jou som tot n is gelyk aan n oor 2, OK, vierkantige hakie, maal met 2a plus n minus 1 maal met d. OK, dit is mos nou ons formule. Nou oukies, wat is n? N is mos nou n staan vir jou aantal termes. Dit weet ons mos nou al. N staan vir jou aantal termes. En wat ons mooi gaan dink hierso, dis die vangplek in hierdie 5 punte. Die feit dat jy 2 aparte somme moet doen en ook om die n te gaan kry is ook nogals moeilik hierso. Oukies, nou let gou-gou baie mooi saam met my hierop. Hulle soek die som van die eerste 39 termes. Onthou van die gemengde patroon, hè? OK. So, onthou elke tweede patroon is groen. OK. Of al die onewe aantal termes, soos term 1 is groen, term 3 is groen, term 5 is groen, term 7 is groen. Julle sien wat ek sê, right? Nou as jy so gaan aantel tot by 39, is dit die aantal termes wat jy gaan hê.
Okay. So met ander woorde, jy gaan sien, daar gaan 20 termes wees. 20 termes wees van jou rekenkundige patroon. As jy al die pad tot by term, maar daai is eintlik nou maar 'n lang met of dis eintlik nie so bad nie omdat jy nou nie die actual waardes hoef te kry nie, jy net gaan kyk hoeveel termes is daar. Maar nou ja, omdat dit die patroon is waarmee ons begin. Jou eerste term is jou rekenkundige patroon. Um As jy by 39 uitkom, gaan hy 'n volle 20 um termes in hê. Onthou, want tegnies moet ons hierdie reeks in twee split. Kom ons sê hulle het gevra 40 termes, nê. Dan sou ons wat gedoen het? Dan sou ons gesê het, goed, 20 termes sou van die een reeks gewees het en 20 termes sou van die ander reeks gewees het. Verstaan julle dit? Okay. Maar hulle vra nie 40 nie. Hulle het dit juis 39 gemaak om dit nog 'n bietjie moeiliker te maak. So nou die term waarmee jy begin, right? Hy gaan wanneer hy sy 20ste term gaan die 39ste term in die gemengde reeks wees. Okay. So jou rekenkundige patroon, die term waarby jy begin, wat jou onewe termes is. Dit gaan jou rekenkundige patroon wees en hy gaan 20 termes hê. Okay, omdat dit die reeks is waarmee jy begin. Okay. En dan jou meetkundige reeks gaan jou ewe getal jou ewe getal termes wees. So term 2, term 4, term 6. So term 40, right, sou 'n groen term, 'n geel term gewees het. Dit sou 'n meetkundige term gewees het wat hom na 20 toe sou gevat het. Verstaan julle wat ek sê? Maar nou is ons nie ons gaan nie tot by 40 nie, ons gaan net tot by 39, so daar gaan net 19 van jou geel termes wees. Okay, van jou meetkundige termes wees. Okay. Okay, so ek hoop julle verstaan hierdie. En dis hoe 'n mens dan nou hierso besluit of kan sien dat daar gaan 20 termes van jou rekenkundige patroon wees en 19 termes van jou meetkundige patroon wees. Alraai. So nou daar het ons nou die enne, die aantal termes is 20 en 19. Okay, dan kort ons jou eerste A staan ons altyd vir jou eerste term. Ons het ons eerste termes en D staan vir die konstante verskil. Okay, so dit is daarom als baie lekker maklik. Okay. Goed. Nou kom ons gaan pas bietjie substitusie toe hierso. En kom ons gaan sit als in ons formule in. Oukies, ons gaan die som tot 20 doen. Ons gaan die som tot 20 doen van ons rekenkundige reeks. So natuurlik oral waar daar enne is, gaan ons dit moet vervang met 20. So ons gaan sê 20 gedeel deur 2. Okay, maak jou hakkie. 2 maal met A. A staan vir my eerste term. Wat is my eerste term in my rekenkundige reeks, in my groen reeks? Oukies, dit is, ekskuus, ry. Verskoon my, dis 'n ry. Dis 2. So dit gaan wees 2 maal met 2 plus n minus 1. Oukies, wat is n se waarde nou weer eens? Is 20. So dis 20 minus 1 maal met d. Oukies, wat is d? D is jou konstante verskil. So wat doen ons die heeltyd? Van hier tot by my volgende, ons plus die heeltyd 3. So my konstante verskil is 3. Okay. Oukies, 'n fout wat ek sien in toetse. Julle skryf plus 3 daar. Okay, hierdie is 'n maal. Okay, hierdie gedeelte hierso is 'n maal. Daai is 'n maal. So jy moet daai d gaan inmaal. So as jy 'n plus 3 skryf, gaan jy dit nie inmaal nie. Dit gaan die mekaar wees. So skryf net ja, jy kan hom in hakies ook gaan sit as jy dit wil doen. Dan kan jy sien dis dit maal met dit. Okay. Goed. Dan maak jy jou hakkie toe. En ja, dan kan 'n mens hom so bietjie meer eenvoudig gaan skryf. Ons weet 20 gedeel deur 2 is 10. En dan kan jy vir my gaan kyk of jy nie dalk een getal vir jou hakkies kan kry nie. So, of gaan vereenvoudig net. 2 maal 2 gee vir my 4. 20
minus 1 gee vir my 19. OK, so jy kan om en hakies gaan los, 19, en dan maal ons daai 19 met 3. So daar's nou lekker maklik, gaan tik dit in, kry jou antwoord, so jou som tot 20 gaan dan 610 wees. As jy dit gaan intik, dan behoort jy die som tot 20 te kry, wat 610 is. Alright julle. So dis hoe 'n mens daai die som tot 20 terme skryf van jou rekenkundige patroon. OK, dan gaan ons nou die som tot 19 moet gaan kry van die meetkundige patroon julle. En daai patroon is die patroon wat sê 3 6 12 24, right? Dis mos die patroon wat dit sê. Kan julle sien ons maal die heeltyd met 2 van die een term tot by die volgende term. So ons gaan nie hierdie formule kan gebruik nie. Ons moet van 'n meetkundige patroon sy formule gaan gebruik. Nou kom ons kyk gou-gou die formule wat vir ons gegee word. Natuurlik is die som tot n, dit is hierso die som tot n van 'n meetkundige reeks is natuurlik a maal r tot die mag n oor 1, minus 1 oor r minus 1. OK. Nou kom ons gaan terug en ons gaan skryf dit gou-gou so. Goed, julle, so dit gaan wees die som tot n gaan wees a maal r tot die mag n minus 1 oor r tot die mag n. Ekskuus, oor r minus 1. OK. Oukies, dit is ons formule wat ons gaan gebruik. Weereens, ons weet wat die waarde van a is. Die waarde van a is die eerste term en dit is dan nou 3. Ons weet r staan vir ons konstante verhouding, waarmee maal jy die heeltyd? Jy maal die heeltyd met 2 tot die mag n, oukies, ons n, die som tot 19. OK, ons gaan hier die som tot 19 doen. So n is jou aantal terme, so ons gaan net tot by 19 doen. En dan minus 1, maak jou hakie toe, en dan deel ons dit deur r minus 1, oukies, ons deel dit deur 2 minus 1 wat 1 is. OK. So natuurlik is daar nou, dit is eintlik nou useless, hoef jy te worry oor jou noemer nie, want 2 minus 1 is 1, en 'n noemer van 1 val maar weg, want enigiets deel 1 is die getal homself. So dan kan jy net gaan intik, letterlik 3 hakkie 2 tot die mag 19 minus 1, en dan gaan jy die antwoord kry van 1.572.861. OK, kan julle sien hoe dit werk? So vir die reeks moet jy som tot 20 doen, vir die patroon moet jy som tot 19 doen. Altesaam gee dit vir jou som tot 39. Nou as jy nog nie klaar nie, want hulle soek, jy moet dit bymekaar gaan tel. Raai wat hulle het gevra vir die som tot 39 van daai gemengde patroon. So daarom, dus gaan jy vir my sê is die som tot 39 gaan dan wees jou 610, jou som tot 20, plus jou som van jou ander 19, en dit gaan dan vir jou finale antwoord gee van 1.573.471. OK. OK julle, so dit is hoe dit nou basies gewerk het. Soos ek sê, dit is nie baie moeilik nie. Die vangplek hierso was dat daar 2 patrone in 1 was, en hierso waar hulle nie gevra het vir 40 termes nie, maar van die som tot 39, en dan moes jy gesê het, okay, wat sê jy net 20 termes en wat sê jy net 19 termes? En natuurlik die patroon waarmee ons begin is die een wat eers 20 gaan haal. So daarom het hy die 20 termes en die ander patroon en dan slegs 19 termes, en dan gebruik jy jou aparte formules om die som tot te kry, tel hulle bymekaar en jy het jou finale antwoord vir som tot 39 van jou gemengde patroon. OK.
Alright, kom ons kyk na 2.4 julle. Hulle sê vir ons die volgende reeks, skryf die volgende reeks in Sigma notasie. Okay, kom ons kom net by ons tools uit hierso. So skryf die volgende reeks in Sigma notasie julle. Nou, ek gaan net gou-gou stop hierso by Sigma notasie voordat ons kyk na die reeks wat hier vir ons gegee word. Oukies, julle sukkel verskriklik met Sigma notasie en dit is eintlik nie een van die moeilikste konsepte nie. So kom ons maak net gou seker dat julle beginsels ken rondom Sigma notasie. Okay, so hierdie is Sigma natuurlik. Oukies, hierdie is 'n Griekse letter. Dit verteenwoordig, ons sê Sigma. Daai lettertjie wat daar gebruik word, daai Griekse letter, noem ons Sigma. Okay? So daai is Sigma notasie. Okay? Nou oukies, Sigma beteken die som van. Okay? So Sigma beteken alles bymekaar getel. Okay? Van 'n spesifieke reeks. Dit is wat Sigma beteken. So met ander woorde, as ons kyk na hierdie reeks wat hieronder vir ons gegee word, dan beteken Sigma beteken elke liewe term van hierdie reeks word bymekaar getel. So met ander woorde, 64 oor 5 plus minus 32 op 5 plus 16 op 5 plus so gaan 'n mens aan. So dis wat Sigma beteken. Ons tel elke liewe term van 'n patroon bymekaar. Ja, tot by n terme natuurlik. Okay, so dit is wat Sigma beteken, die som van. Okay. Nou, ek gaan net vinnig vir julle neerskryf in oor die algemeen hoe ons 'n reeks in Sigma notasie gaan skryf. Okay, so wat jy gaan doen is jy gaan eerste vir my die formule vir die algemene term van 'n reeks gaan kry. Okay? Dis basies jou stappe. So jy gaan eerste vir my die formule vir die algemene term gaan kry vir jou reeks, vir jou algemene term. Okay, so gaan kry jou formule vir jou algemene term van jou patroon of jou reeks, okay? Goed, dit is altyd die eerste stap, alright? En oukies, dit is basies dit. Van daar af is dit eintlik verskriklik maklik. So hierdie is dis die werk wat jy moet doen voordat jy na die Sigma notasie toe gaan. Is jy kort hierdie inligting, die formule vir jou algemene term van jou reeks voordat jy jou Sigma notasie gaan begin skryf. Okay. So kom ek wys gou vir julle hierso hoe lyk dit. So jy gaan eerste nommer 1 doen, hoor. Jy gaan eerste die formule vir jou algemene term gaan kry vir jou reeks. Maar ek gaan net gou vir jou wys algemeen gepraat hierso. Kom ons teken net gou vir ons Sigma notasie hierso. Okay, daar het ons Sigma geskryf. Okay. Dan hierdie nommer 1, die formule vir die algemene term, okay? Dit gaan altyd hierso aan jou regterkant kom van jou Sigma notasie, okay, of van jou Sigma teken self. So nommer 1 wat jy altyd eers gaan uitwerk wanneer jy 'n reeks in Sigma notasie wil skryf, die antwoord van jou formule vir jou algemene term gaan jy altyd hierso aan die regterkant van jou Sigma teken skryf. So met ander woorde, okay, jy kan enige letter hier gebruik, maar ja, ons gebruik maar K, so term K. Okay. So term K verteenwoordig die formule vir die algemene term. Okay. So sodra jy jou formule vir jou algemene term van jou reeks gekry het, dan gaan jy hom hierso gaan skryf. Alright, ek gaan dit nou vir julle wys hoe om dit te doen. Okay, so dit is hoekom jy eerste die formule vir die algemene term gaan uitwerk, want as jy hom het, dan gaan skryf jy hom letterlik net aan die regterkant van jou Sigma notasie neer. Oukies, en dan is dit lekker maklik. Dan hier onder jou Sigma teken, moet jy vir my gaan sê van watter term af begin hierdie
patroon van my. En dit gaan gewoonlik wees K is gelyk aan 1. Nou dit sal vir jou, daar sal vir jou meer inligting gegee word as hulle wil hê jy moet by die tweede term of wat ook al begin, maar as jy homself opstel en daar word niks vir jou gesê van termes en so aan nie, dan sê jy altyd K is gelyk aan 1. Ons begin by die eerste term van hierdie patroon en dan hierbo gaan sê jy vir ons, okay, ons gaan die som tot en terme doen. Okay, so as 'n mens nou kyk na hierdie algemene sigma notasie hierso, dan kan 'n mens sê dit is die som van term K. Kom ons kom net daar uit. Okay, so sê die sigma beteken dit is die som van term K van jou algemene term. So dis die som van jou algemene term vir K vanaf 1 tot by n. Okay, kom ek gee dit net gou weer vir jou. So dit of vir julle, dit is die som van term K, so dis die som van hierdie patroon. Okay, en ons begin by die eerste term van die patroon en ons eindig by term n. Okay, ons weet mos nou nog nie by watter spesifieke term. Ons gaan eindig, hulle sal meer inligting vir julle gee as hulle wil hê julle moet by 'n spesifieke term eindig en dit is waarvoor daai n daarso is. Okay. So dit is hieronder by watter term begin ons en bo waar eindig ons. Okay. Goed, en dan gaan julle sien bietjie later gaan ons 'n bietjie meer detail kry oor hoe ons na die waarde van K kyk en om te gaan kyk hoeveel terme ons dan bymekaar tel op die ou end van die dag om die antwoord te kry. Goed, so oukies, dit is jou basiese formaat van sigma notasie, okay? So dis die som van jou algemene term, jou formule vir jou algemene term, K is gelyk aan 1. Ons begin hierdie patroon nou by die eerste term en ons tel dan bymekaar tot by term n. Alright. Nou, kom ons doen nommer 1, die formule vir die algemene term. Okay, goed. So die formule vir die algemene term, oukies, as jy moet eers vir jouself gaan sê, okay, watse tipe patroon is hierdie wat ons hierso sien in hierdie reeks, okay? Nou, vir meeste van julle, ek weet my studente kan nie met breuke werk nie. En dit is natuurlik iets wat van baie vroeë jare afkom. So oukies, wat ek gou vir julle sê, hou op skrik vir breuke. Okay. As julle genoeg van my video's kyk, gaan julle al die beginsels raak sien van breuke, maar nou gaan ek hier net gou vir julle nog ietsie wys. Met breuke in patrone, nê? Kan julle sien dat daar gaan gewoonlik iets wees in jou teller en jou noemer wat vir jou antwoord gee. Baie keer in jou teller is daar 'n patroon bo en in jou noemer is 'n ander patroon. Okay, dis iets waarna jy kan uitkyk. Maar in die geval kan julle sien dat my noemer bly 5 die heeltyd. Okay, so my noemer bly 5. So daar's nie 'n patroon in my noemer nie. So hierso is elke breek is dan 'n waarde op sigself. So jy moet die teller saam met die noemer vat hierso. Okay, maar daar nie 'n aparte patroon is in jou noemer nie. Okay. So oukies, nou dit help nie ons kyk na ons noemers nie. Dit gaan nog steeds help om apart te kyk na ons tellers en ons noemers, want ons noemers gaan ons absoluut niks help nie, want hulle almal is 5. Nou beweeg ons op na ons tellers toe, okay? En in jou teller kan jy hierso 'n patroon gaan sien, okay? Kan julle sien dat in my teller gaan ons van 64 na 32 toe. So met ander woorde, ons deel deur 2, 32 is die helfte van 64. Ons deel weer deur 2, 16 is die helfte van 12 en dan deel ons weer deur 2. So kan julle sien, oukies, hierso sit ons met 'n patroon hierbo in ons tellers. So, die volgende term is die helfte van die vorige term. Maar oukies, ons kan nie, ons werk nie met deel 2 nie. Ek moet gou hierdie baie mooi seker maak met julle. Okay, ons doen nie dit nie. Ons sê nie deel 2, dit is nie, ons moet maal met iets vir 'n konstante verhouding. Okay. So weet net dat omdat ons maal en deel hierso, gaan ons werk met 'n konstante verhouding en daarom is dit 'n meetkundige reeks. Okay, hulle het nie hier vir jou gesê jy moet dit hier self uitgevind het. Okay.
So jy moet self uitvind met watter tipe reeks jy werk. Werk jy met 'n meetkundige reeks, waar jy konstant met iets maal, of werk jy met 'n rekenkundige reeks waar jy konstant iets bytel of aftrek? En ons kan sien, ons deel die heeltyd deur 2, maar vir 'n konstante verhouding moet ons iets gaan maal die heeltyd. OK. So ouetjies, ons maal met 'n half. So jy maal elke term met 'n half. Ouetjies, deel deur 2 is dieselfde as maal met 'n half. OK. Ehm Goed. Dit is basies net omdat jy die resiprook doen wanneer jy die deel in 'n maal verander. OK. So deel deur 2 is dieselfde as maal met 'n half. Deel deur 2 is mos halveer en maal met 'n half is ook halveer. So dan gebruik jy altyd liewers want konstante verhouding is met wat maal ons. OK. So dit is maal met 'n half, né? Nee? Maar oukies, ons is nog nie klaar nie, want jy moet ook gaan kyk na jou tekens. Nou as jy sien, hier is mos 'n positief. Dis positief 64 oor 5 en dan word hy 'n negatief 32 oor 5. Dan word hy weer positief, dan word hy weer negatief, dan word hy weer positief. Oukies, as jy terme so beurte maak met tekens, dan is jou konstante verhouding definitief negatief. So dis al wat jy hier gaan bysit. Okay, kom ons maak dit eintlik nou net spasie hierso. Daai was net vir verduidelikingsdoeleindes gewees. Dat jou konstante verhouding, ouetjies, jou R, jou konstante verhouding hierso, jou R, gaan wees dat ons gaan maal met minus 'n half die heeltyd. OK. So 'n half, omdat ons elke keer die volgende term halveer, so ons halveer 64 om 32 te kry, ons halveer 32 om 6, so gaan ons aan. Dis waar die half vandaan kom. En dan hier waar dit plus minus plus minus plus minus is, beteken verseker dat ons die heeltyd maal met 'n negatiewe getal wat die teken die heeltyd verander. OK. So daarom is my konstante verhouding is minus 'n half. Oukies. So jy moet self gaan raak sien het dat ons werk met 'n 'n meetkundige Dis 'n meetkundige reeks hierdie. Okay, so dit moet jy self gaan sien, ouetjies. Dis die eerste ding eintlik. Wanneer jy hierdie formule vir die algemene term gaan doen, moet jy gaan besluit met watter tipe reeks werk jy. So ons werk met 'n meetkundige reeks en dan weet ons vir ons meetkundige reeks kort ons 'n R, want is A maal R tot die mag n minus 1. Okay, wanneer ons nou praat in algemene termes, maar ons gaan nou dan natuurlik praat van term K hierso, omdat ons werk met getalpatrone. So ons gaan sê term K is gelyk aan A maal R tot die mag K minus 1. Okay. So ja. So dit is baie belangrik hierso. Jy het self uitgefigure, ons maal met 'n half die heeltyd, dan weet jy dis 'n meetkundige reeks. Omdat dit 'n meetkundige reeks is, weet ek moet 'n konstante verhouding hê. Ek moet 'n konstante verhouding hê, want daai konstante verhouding gaan in my formule vervang word hierso in die plek van R. Okay, en dan is A maklik, ons weet A is my heel eerste term van my patroon. So nou kan ek gaan en ek kan letterlik die algemene formule gaan kry deur A te gaan vervang met sy waarde. A se waarde is mos die eerste term van my patroon. OK. En so ek kan A gaan vervang met 64 op 5. OK. Dit is waarmee ek A kan vervang omdat dit die eerste term van my reeks is. OK. En dan oukies asseblief, substitusie, baie maklike en 'n belangrike beginsel. Wanneer jy 'n onbekende vervang met 'n waarde, sit dit asseblief in hakies. OK. En dan maak jou maal en dan moet jy jou R gaan vervang julle. OK, so weer eens, ons vervang 'n onbekende met 'n waarde. Ons gaan R vervang met minus 'n half, want dit is wat my konstante verhouding is. My konstante verhouding is minus 'n half en dan natuurlik vir 'n algemene term moet in die geval moet K 'n onbekende bly.
OK, oukies en daar het jy jou formule vir jou algemene term. OK. Nou moet ek dit net in my sigma notasie gaan insit. So my tweede gedeelte nou dat ek my formule vir my algemene term het, nou kan ek dit in sigma notasie gaan insit. So cool. Nou gaan teken jy gou-gou vir sigma. OK, daar het ek vir sigma geteken. OK. Ek weet hulle het niks hierso gesê van dat ek by term 2 of 3 of wat ook al moet begin bytel nie. So ek sê dan ek begin my patroon by K is gelyk aan 1. By die eerste term begin ek. Ek tel by mekaar vanaf die eerste term af, okay? En dan natuurlik hulle sê vir ons tot by n terme. Okay, so vanaf die eerste term wat ons nou hier onder gesit het, so vanaf 64/5 tot by n moet ons by mekaar tel, okay? En dan het ek vir julle gesê hierso aan die regterkant, dit is waar jou algemene jou formule vir jou algemene term geskryf moet word. So jy skryf hom net so oor julle. So jy gaan dan vir my gaan sê dat jy kan gaan sê term K is gelyk aan of jy kan net gaan sê 64/5 okay maal minus 'n half tot die mag K minus 1. Okay, oukies en daar het jy jou 3 punte in jou sak. Dit is regtig so maklik soos dit julle. So onthou net vir my, jy moet jou nommer 1 is jy moet jou formule vir jou algemene term gaan kry en om dit te kan doen moet jy eers besluit is dit 'n meetkundige reeks of is dit 'n rekenkundige reeks. Okay, omdat ons met 'n half gemaal het, minus 'n half gemaal het, is dit 'n meetkundige reeks en daarom is my konstante verhouding minus 'n half. Okay. Nou het ek net gou-gou my van my formuleblad af julle, maar ek wys gou vir julle jou meetkundige reeks van my formuleblad af. My meetkundige reeks hierso van my formuleblad af. Ons het mos hierdie gehighlight voordat ons hiermee begin het. Ons het mos daai gehighlight. Daai is die algemene term vir 'n rekenkundige reeks en hierdie is die algemene term vir 'n meetkundige reeks. Oukies, so ons het hierdie hierso gebruik. Die formule vir die algemene term van 'n meetkundige reeks, okay? Maar ons het nou net n gaan vervang met k. Okay. Goed. So doen dit vir my so wanneer jy met sigma werk. Okay. Want n verteenwoordig jou aantal terme natuurlik wat jy bymekaar moet tel. Dit verteenwoordig nie al jou terme in jou patroon nie. Daarom moet die twee letters van mekaar verskil. Okay. So oukies, dit is waar ons die formule dan vandaan kry. So kom ons beweeg dan gou-gou op en dan maak ons net gou-gou klaar hierso. So dit is waar jy kan hierdie formule hierso kan jy van jou formuleblad af gaan kry. Maar onthou net om n te vervang met k en dan sodra jy jou a-waarde en jou r-waarde vervang het, onthou net hierdie k minus 1 moet 'n veranderlike bly, die k, en dan gaan sit jy hom net aan die regterkant van jou sigma notasie en dan het jy jou volle 3 punte. Oukies, nou ek gaan die oukie definitief nie groen maak nie, maar ook nie pink maak nie. So kom ons maak hierdie vraag 'n geel vraag. Net as gevolg van die feit, net omdat ons almal weet, dat sodra ons breuke in goed insit, dan is julle al klaar op julle senuwees en dan jaag julle gewoonlik nonsens aan. So ja, net die feit dat hier nou breuke is, gaan ek hom maar geel maak, maar dis eintlik nie so moeilik gewees nie. Alright. So onthou net vir my oukies, moenie skrik vir breuke nie. Jy hanteer hom soos enigiets anders. Jy gaan in jou sakrekenaar in. Oukies, jy kan even as jy gesukkel het, nê? Kom ek wys dit gou hierdie vir julle. Vir die van julle wat gesukkel het om nou sonder 'n sakrekenaar raak te sien dat my noemers my niks gaan help om te sien wat gebeur van die een term tot die ander ene nie, het ek op my tellers gefokus. Ek het daar gesien dat dit word deeltyd halveer en daarom maal ek deeltyd met 'n half. Die feit dat my tekens deeltyd verander beteken ek maal met minus 'n half. Verstaan jy? So ons het dit self gekry. Maar onthou net nog 'n ding vir my.
Al wat jy hoef te doen in die toets om die waarde vir R te kry. Onthou om die waarde, ek gaan net gou hier skryf. Hier's 'n beginsel vir julle wat julle vir my kan onthou as julle sukkel. Om die waarde vir R te kry, al wat jy moet doen is jy vat jou sakrekenaar en dit is mos nou term 2 gedeel deur term 1. Oukie, so maklik soos dit. So jy gaan dan nou vat term 2 is minus 32 op 5 en jy deel dit deur positief 64 op 5 en dan gaan jy ook kry dat R gelyk is aan minus 'n half. So jy kon dit ook gebruik het om jou minus 'n half te kry. So jy kon of die logika manier gebruik het of as jy bang is vir breuke en jy sukkel daarmee, gaan volg net hierdie beginsel hier. Dis baie belangrik. Julle term 2 gedeel deur term 1 gaan vir jou konstante verhouding gee van minus 'n half. Dan het jy hom ook en dan is dit ook lekker maklik om dit verder te doen. OK, julle kom ons beweeg dan nou aan na 2.5 toe wat die laaste vraag is. Dis die laaste vraag van vraag nommer 2 wat jou getalpatrone was. OK, nou kom ons kyk. Nou die ouetjie hierso, ek gaan nou nie vir julle jok nie. Dis die eerste pink vraag. Staan nie dalk beter nie. Ek is nou lus vir dit. Dis die eerste pink vraag. Kom ons gebruik sommer maar. Is dit pink? Ek weet nie. Nee, hel. Ons draai weer. Ons gebruik maar rose. Okay, fine. Okay, so dit is 'n pink vraag. Right, goed julle, so daai is dis jou eerste pink vraag van jou vrae. Nou ouetjies, nou dink ek gaan mooi hier aan, né? Hoeveel punte het ons nou al gedoen, right? Vraag 1 het 20 punte getel. Okay. Vraag 2 gaan of tel 28 punte, right? As ons dit bymekaar tel, hoeveel punte het ons nou al gedoen? Ons het nou al 8 en ons het al net so bietjie onder die helfte van die vraestel gedoen. En daar was net 6 punte wat vir meeste van julle ondoenbaar sou gewees het. Met ander woorde 0 uit 6. Verstaan julle? So ouetjies, hierdie toetse word regtig opgestel sodat julle minimum 50% kan kry vir julle toetse. OK. So, hierdie is die eerste een waar ek as 'n onderwyser sou verstaan het, dat jy 0 uit 6 kry. OK. Dit is jou bietjie moeiliker tipe som gewees. Die eerste een eintlik in hierdie hele vraestel. So ver. OK, natuurlik gaan daar meer wees, maar ek sal my leerders verskoon het as hulle vir die vraag 0 gekry het. OK. So, maar ouetjies, kom ons werk gou-gou saam daardeur. En dan kyk ons net gou-gou gaan julle eintlik ek gaan vir julle tools in julle toolbox gee wat julle kan gebruik om hierdie tipe somme. Ouetjies, onthou somme gaan nooit dieselfde lyk nie. Die vraag gaan nooit dieselfde lyk nie, maar die beginsels gaan dieselfde wees en ja, 'n beginpunt gaan dalk dieselfde wees. Okay, so kom ons fokus net gou-gou daarop. Hulle sê vir ons die getalle 7, x en y vorm 'n meetkundige ry, ouetjies. Dit vorm 'n meetkundige ry. So stop daar. Ek het nou vir julle gesê julle moet stop en dink oor wat dit vir my beteken. As 'n mens net als lees, dan en 'n mens het hom nie mooi geabsorbeer en verstaan wat jy lees nie, dan gaan jy nooit daarby uitkom nie. So die getalle 7, x en y vorm 'n meetkundige reeks. Ouetjies, wat beteken, ry, 'n meetkundige ry? Dit beteken dat daar 'n konstante verhouding is. Okay. So ouetjies, dis die eerste beginseltjie waaraan jy moet dink. Okay? Jy moet gaan dink aan dat omdat dit 'n meetkundige ry is, gaan daar 'n konstante verhouding wees van R. OK, dit is my beginsel. En hoe kry ons vir R, julle? Ons kry vir R, ons het dit nou net hierbo gedoen, deur te sê, term 2 gedeel deur term 1 gaan vir my R gee, en ook gaan term 3 gedeel deur term 2, mens kan ons maar so aangaan. Term 3 gedeel deur term 2 gaan ook vir my die konstante verhouding gee.
OK, en dan wat 'n mens ook aan kan dink in jou meetkundige ry is natuurlik sy algemene term. OK, en dit is A maal R tot die mag n minus 1. OK, so dit is nou waaraan ons hierso dink. En oukies, die feit dat jy hieraan gedink het, gaan jou oplossing wees om hierdie ding te kan doen. OK, so kom ons lees nou gou-gou verder. As die som van hierdie drie getalle, oukies, as die som van hierdie drie getalle, met ander woorde 7 plus x plus y, gelyk is aan minus 2x minus 7, bepaal die moontlike waarde of waardes van x en y. Okay, nou julle, hier's nou 'n paar dinge. Okay, so daai meetkundige ry situasie, okay, daar's die beginsel wat my gaan help om dit te doen. Kan julle sien, jy het hierdie geweet, dit is daar. Okay. En dan die som van hulle sê vir jou wat jy moet doen. Plus daai drie getalle bymekaar, daai drie terme bymekaar en dan gaan dit vir jou minus 2x minus 7 gee. OK? En kom ek sê net gou-gou hier vir julle hierso is die metode wat ons gaan gebruik. Hier gee hulle vir jou 'n leidraad. Watse metode gaan julle gebruik om hierdie te doen? Oukies, jy moet vir x en vir y gaan oplos. OK. So dit is twee onbekendes. So daarom gaan dink 'n mens aan gelyktydige oplossings. OK, dit is hoe 'n mens hierdie moet benader. As hulle vir jou vra twee onbekendes, dan gaan dink jy gelyktydige oplossings. En hoe werk gelyktydige oplossings? Jy gaan vir my moet sê, goed, daar is 'n vergelyking nommer 1 en daar is 'n vergelyking nommer 2. Oukies, regtig so maklik soos dit. So hier was genoeg leidrade vir julle gegee en daar sal altyd wees om tools uit te haal en te gebruik. Daai is 'n tool hierbo en hierso is 'n leidraad wat hulle ook vir julle gegee het oor hoe om hierdie ding te doen. So hierdie is 'n gelyktydige vergelyking tipe vraag waarvan jy self net hierdie vergelykings moet gaan opstel. OK. Goed. So, kom ons kyk gou-gou. Hierdie eerste sin hierso gaan vir my vergelyking nommer 1 gee. OK. So daar waar hulle sê die getalle 7xy vorm 'n meetkundige ry. OK, so ons moet nou 'n vergelyking uit hierdie inligting uitkry en hierdie beginsel van my konstante verhouding gaan my help. So jy gaan dan nou sê, goed, ons weet dat term 2 gedeel deur term 1 moet gelyk wees aan term 3 gedeel deur term 2. Okay, omdat my konstante verhouding die hele tyd dieselfde moet wees. So kom ons gaan vervang dit gou-gou. So jy gaan dan vir my gaan sê term 2 is x, right? Ons deel dit deur term 1 en dit is 7. Dit moet gelyk wees aan term 3 gedeel deur term 2. So term 3 is y en term 2 is x. Oukies, kan julle sien, daar het ek 'n vergelyking opgestel. Daar het ek 'n vergelyking opgestel gebaseer op my beginsels wat ek of my tools in my toolbox gebaseer op my meetkundige ry se inligting. OK. So daar het ek 'n formule. OK. Wat ek eintlik sou gedoen het julle is ek sou van die breuke wou ontslaa raak. Kom ons doen dit. Kom ons kyk net gou-gou hierdie vergelyking nommer 1 dan net so bietjie aan. Dis nog steeds vergelyking nommer 1. OK. Maar ek sal nou gaan, okay, daar het ek my vergelyking, right? Maar onthou nou, wanneer ons een term aan die linkerkant van 'n vergelyking het en nog 'n term aan die regterkant van 'n vergelyking, kan ons oor kruis vermenigvuldig en dan mekaar gelykstel. So met ander woorde, ons kan sê x maal met x, nee, oor kruis vermenigvuldig. So x maal x is x kwadraat. OK. En dan voordat ek die 7 en die y oor kruis vermenigvuldig, moet ek eers die is gelyk omskryf en dan kan ek die 7 en die y maal en dit gee dan vir my 7y. OK. So x kwadraat is gelyk aan 7y. OK. So daar is my vergelyking nommer 1. Alright. Kom ons maak net so. So oukies, ek het as daar een term aan die linkerkant en een term aan die regterkant van die is gelyk aan is, dan kan ek dit en dit met mekaar gaan maal, die antwoord daarvan neerskryf, die is gelyk aan dan gaan skryf en dan kan ek dit en dit met mekaar gaan maal en daai antwoord daar gaan neerskryf. OK.
So nou sit ek met vergelyking 1 is x kwadraat is gelyk aan 7y. Alright, nou vir vergelyking 2 gebruik ons die ander gedeelte van die inligting. So die som van hierdie drie getalle. So kom ons pas dit nou toe. So dit beteken dan 7 plus x plus y. Stem julle saam? Dis mos die som van daardie drie getalle en dit moet gelyk wees aan ek gaan weer eens net hierdie vergelyking twee oudjies skuif wat ons net spasie het om ordentlik te werk. Dit moet gelyk wees aan minus 2x. Ek kies 'n mens hoef dit nie eens in hakies te sit nie, want dit gaan alleen aan die kant staan. Dit gaan gelyk wees aan minus 2x minus 7. sien julle dit? OK. So dit is dan nou vergelyking nommer 2. OK. Nou ons kan vergelyking nommer 2 ook gaan vereenvoudig. Nou kan julle sien met gelyktydige oplossings kan ons nou gaan dink aan substitusie en eliminasie, maar ons kan nou al klaar sien hier gaan nie x kwadrate wees nie. En die gaan definitief nie 'n 7y wees nie. So eliminasie gaan nie die maklikste opsie wees nie. So ons gaan definitief substitusie moet gebruik en so ons gaan of vir x alleen moet kry of vir y alleen moet kry om dit dan nou in vergelyking 1 te gaan instel. OK, so kom ons kry sommer dan nou vir y alleen want dit gaan makliker wees want as ons x vervang gaan ons dit moet kwadreer. So kom ons sê gou-gou om vir y alleen te kry. Y is al klaar alleen, so ons moet daai x oorvat en ons moet daai 7 oorvat na die regterkant van die vergelyking toe. So as ons hierdie minus x oorvat na die regterkant toe, dan gaan hy negatief x word, so dan gaan ons sit met negatief 3x en as ons daai 7 oorvat, dan gaan hy minus 7 word en hierdie minus 7 minus daardie minus 7 gaan vir my minus 14 gee. OK, so dit is eintlik dan nou my vergelyking nommer 2. So vergelyking nommer 1 is x kwadraat is gelyk aan 7y en vergelyking nommer 2 het ons nou vir y as prins. Dit was ons doel om vir y alleen te kry sodat ons vir y kan gaan vervang met minus 3x minus 14. So kom ons gaan doen dit. OK. So ons gaan sê kom ons gaan sê net dat ons nou vergelyking 2 in vergelyking 1 stel vergelyking 2 in 1. OK, dit is wat jy nou vir my sê eksamentegniek. OK, dan gaan jy nou vir my gaan sê goed, so ons gaan nou sê x kwadraat is gelyk aan 7 en dan in y se plek gaan ons dit natuurlik moet vervang met wat y se waarde is, nê. So y se waarde is minus 3x minus 14. OK, so kom ons doen dit. So jy gaan hom vervang met minus 3x minus 14. OK. Goed, ons net so 'n bietjie afbeweeg. OK. Nou kan julle sien ons moet nou basies hierdie hakie hierso gaan uitmaal. So ons moet nou gaan sê, okay, so x kwadraat natuurlik bly daarso. Kom ons maal gou eers hierdie uit. So jy gaan die 7 inmaal, so 7 maal minus 3x gee vir my minus 21x. Okay. En dan gaan 'n mens die 7 gaan maal met die minus 14 en dit gaan dan ook die sakrekenaar, né? Jy kan dit gebruik. So dit gaan dan vir jou minus 98 gee, as jy sê 7 maal met minus 14. Okay, oukies, nou kan ons sien hierso is presies wat ons nodig het om 'n kwadratiese 3-term te vorm, omdat daar 'n kwadraat is, omdat daar 'n x met sy koëffisiënt is en ons 'n konstante. So dit beteken ons gaan als een kant toe wil vat. Ons vat dit na die kant toe waar x klaar positief is. En as ons hierdie twee terme gaan oorvat, gaan hulle tekens verander na positief toe, so plus 21x en plus 98. OK, is gelyk aan 0. Onthou, die vraag is los op vir x en vir y, né? So daarom het ons nou als een kant toe gevat om vir x te gaan oplos hierso. OK. Nou oukies, hierdie is moeilik om self te faktoriseer natuurlik. Maar daar is immers 'n leidraad gegee hierso. Ons weet 7 maal 3 gee vir jou 21 en ons weet 7 maal 14 gee vir jou 98. Oukie, so ja, so kyk maar altyd met jou hakies wat jy so uitgemaal het om 'n
'n 3-term te kry. Dit gaan jou dalk help met jou faktore. Nou, x maal x geef natuurlik vir jou x kwadraat, en dan 'n plus en 'n plus in my kwadratiese 3-term gaan lekker maklik 'n plus en 'n plus in my twee faktoriseringshakkies wees. Nou natuurlik, wat maal wat gee vir my 98, omdat die tekens hier dieselfde is, as ek hulle bymekaar tel, het hulle vir my 21x as 'n middelterm gaan gee, en natuurlik, oudjies, ons sien hierbo, 7 maal met 14 gee vir my hierdie 98. Kom ek wys dit vir julle. Hierdie 7 maal met hierdie 14 het vir my hierdie 98 gegee. Verstaan julle dit? So, ons wil nou kyk, wat maal wat gee vir my hierdie 98, wat as ek hulle bymekaar tel ook vir my 21 gaan gee, en dit gaan 7 maal 14 wees. OK, maak nie saak waar jy dit sit nie. Al twee tekens is dieselfde, en kan julle sien dat dit is dan hoe ons dit gaan faktoriseer. OK, goed julle. Nou kan ons x-waardes natuurlik gaan kry. So ons x-waardes, so jy kan vir my gaan sê x is gelyk aan -7 of x is gelyk aan -14. OK, goed. So oudjies, daarso is dit. En dan het ons nou nog nie die vraag beantwoord nie, nee. Onthou, want die vraag het gevra dat ons vir x en bepaal die moontlike waardes van x en y. Ons het nou al vir x gedoen, ons moet nou net vir y gaan uitsorteer. OK, en oudjies, jy vat net jou sakrekenaar en jy gaan stel x gelyk aan -7 en -14 in vergelyking nommer 2 in, en dan gaan jy jou 2 x-waardes kry. OK, so jy kan vir my gaan sê, stel x gelyk aan -7 en of x gelyk aan -14 in vergelyking nommer 2. Hoekom in vergelyking nommer 2, oudjies? Want in vergelyking nommer 2 is my y-waarde al klaar geïsoleer. Sien julle dit hierso? -3x -14, so dit is vergelyking nommer 2. -3x -14, so kom ons gaan doen dit gou-gou. -3x -14. Ja, so y is gelyk aan -3x -14. OK. So nou moet ons net ons waardes gaan instel hierso. En dan gaan ons kry vir x gelyk aan -7, gaan ons sê y is gelyk aan -3 maal -7 -14, en dan kry ons y-waarde wanneer x gelyk is aan -7. Nou -3, oudjies, tik dit in jou sakrekenaar in. -3 maal met -7 gaan vir my positief 21 gee, en dan 21 -14 gaan dan vir my 'n positief 7 gee. En dan wanneer ons x gelyk aan -14 stel, gaan jy sê y is gelyk aan -3, dan gaan jy x vervang met -14, OK, en dan gaan jy daarvan af -14 aftrek, OK, en dan gaan jy kry -3 maal met -14 is 42, en van dit af gaan jy 14 aftrek, en dan gaan jy kry dat y gelyk is aan 28. OK. Alright julle, so daarso het jy dit, oudjies. Jy het vir x opgelos en jy het vir y opgelos, maar oudjies, kan julle sien, hierdie was eintlik nie so moeilik nie. As jy die goed net stap vir stap vat en jou basiese beginsels toepas van wat hulle vir jou sê, dan hier was genoeg inligting vir jou gegee om te besef dat jy gelyktydige oplossings moet doen, en dan gebruik jy net jou aparte inligting om jou twee vergelykings op te stel, en dan val jy net weg om vir x en vir y op te los. In die geval het ons dan nou substitusie gebruik. OK julle, ek hoop hierdie het julle gehelp. Oudjies, 'n mens gebruik nogals baie, hoor. Wees maar altyd op die uitkyk vir wanneer jy twee onbekendes moet oplos en jou eie formules moet opstel vir gelyktydige oplossings.